Môre, dis Woensdag die 5de November en ek hoop dit gaan goed met jou. Mag jy vandag die vrede van Yahweh, die Here van die huis van vrede in jou hart voel. Ons gaan aan met Abraham se geloofreis vandag. Hy het daaraan agtergeraak en in Sichem het hy ontdek dat God saam met hom dra. Nou bring Yahweh hom na 'n nuwe plek, 'n plek van rus, 'n plek waar die teenwoordigheid van God tasbaar is, Bethel. Wat beteken die huis van God? In Genesis 12 vers 8 vertel dit, en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant. En daar is vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Dis 'n eenvoudige toneel, maar vol betekenis. Aan die een kant lê Ai, wat beteken 'n plek van verwoesting en pyn, en aan die ander kant Bethel, die huis van vrede. Abraham staan letterlik tussen die wêreld se pyn en God se teenwoordigheid. En hy kies. Hy slaan sy tent naby Bethel op. Hy bou 'n altaar en vir die eerste keer sê die Bybel, hy het die naam van die Here aangeroep. Dis die begin van aanbidding. Nie uit vrees nie, maar uit nabyheid. Nie omdat hy iets wou hê nie, maar omdat hy besef het, ek is tuis waar God is. Hier ontdek Abraham dat geloof meer is as gehoorsaamheid. Dis verhouding. God wou nie hê hy moes net wandel nie. Hy wou hê Abraham moes aanbid. En dis dieselfde vir ons. Elke dag staan ons ook tussen Ai en Bethel, tussen die wêreld se gebroke pyn en die vrede van God se huis. Ons kies waar ons tent gaan staan. Yahweh roep jou, nie net om te beweeg nie, maar om te bly in sy teenwoordigheid. Nie net om te gehoorsaam nie, maar om naby te wees. Wanneer jy stil raak en bid, wanneer jy sê, Here, ek is hier, dan bou jy jou eie altaar by Bethel. En eeue later sou Yeshua hierdie prent voltooi. Hy is die ware Bethel, die huis van God wat mens geword het. In Johannes 14 vers 23 sê hy, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dis die hart van God. Hy wil by jou woon, nie net in 'n gebou of 'n plek nie, maar in jou hart. Deur die Heilige Gees woon hy nou in elkeen wat glo. Abraham het 'n altaar van klip gebou. God bou nou sy altaar in ons lewe. Ons is sy huis. So as jy vandag tussen Ai en Bethel staan, tussen die chaos van die wêreld en die vrede van God se teenwoordigheid, onthou, jy hoef nie in Ai te bly nie. Skuif jou tent. Bou jou altaar naby Jesus. Hy wag. Hy wil hê jy moet tuis wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U is heilig en goed. U is die God van die huis van vrede. En U maak U woning in ons hart. Laat U naam geheilig word in ons lewe. En laat U koninkryk kom in ons huis. Laat U wil geskied, Here, en leer ons elke dag naby U te bly. Gee ons vandag rus in U teenwoordigheid en help ons om nie terug te gaan na die pyn van die wêreld nie. Vergewe ons, Here, waar ons vergeet het dat U naby is. En leer ons om aan ander nader aan U te bring. Beskerm ons teen vrees en hou ons veilig in U vrede, want in U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En vergewe asseblief vandag al ons sondes. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God se huis is nie ver nie, dis in jou. Jesus is jou Bethel, jou rus, jou vrede en jou tuiste. Die Vader woon, die Seun red en die Gees vul jou met sy lig. Jy is nie verlore nie. Jy is tuis by God. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.